Reg, kom ons spring dadelik weg. Vandag kyk ons na een van die mees deurslaggewende oomblikke in die geskiedenis van Afrika. Dis die oomblik net na onafhanklikheid, toe nuwe nasies moes besluit wie is ons en waarheen gaan ons van hier af. Ons gaan die groot idees, die ideologieë ondersoek wat daardie toekoms sou vorm. Hierdie aanhaling van Patrice Lumumba is die perfekte beginpunt. Dit sê alles, né? Die gevoel was, ons wil nie net 'n stelsel van Europa of die Ooste afkopieer nie. Ons soek iets van ons eie, iets wat uniek Afrika is. Maar die groot vraag was, wat presies beteken dit in die praktyk? En dit bring ons by die oomblik van Uhuru, vryheid. Na jare, soms eeue se stryd, is die koloniale magte uiteindelik weg. Maar wat los hulle agter? 'n Reuse magsvakuum en 'n hele rits probleme. So ja, vryheid was hier, maar dit was alles behalwe eenvoudig. Die regte werk het nou eers begin. Dis die vrou van $1 miljoen, is dit nie? Dink daaroor, hoe op aarde begin jy om 'n samehorige, funksionerende nasie te bou, as al wat jy geërf het, die gebroke stukke van 'n koloniale stelsel is? Dis een ding om vryheid te wen, dis 'n heel ander storie om te weet wat om daarmee te doen. En hier is presies wat ek bedoel. Kolonialisme het nie net 'n paar probleme gelos nie, dit het die fondament skeef gebou. Jy het hierdie kunsmatige grense gehad, wat mense wat mekaar haat, saamgeforseer het, en mense wat by mekaar hoort, uit mekaar geskeer het. Die ekonomie was net daar om grondstowwe uit te stuur, skaars skole, skaars hospitale. En die enigste voorbeeld van regering wat mense geken het, wel, dit was autoritair, 'n regte gemors. So in die middel van al hierdie chaos, moes 'n idee na vore kom om mense saam te trek. En daardie idee was ongelooflik kragtig. Dit was die gom wat alles bymekaar sou hou, Afrika-nasionalisme. Wat was dit presies? Denk daaraan as die brandstof in die engine van vryheid. Dit was nie net een spesifieke reëlboek nie, maar eerder 'n breë beweging. Die kernidee was eenvoudig. Ons as Afrikane het die reg om onsself te regeer. Ons wil ons eie lande bou, op ons eie terme. Dit was die dryfkrag agter alles. Met onafhanklikheid in die sak was dit tyd om te kies. Jy kan jou voorstel, die nuwe leiers het voor 'n soort ideologiese spyskaart gestaan. Watter resep gaan ons volg om hierdie nuwe nasie van ons te bou? Kom ons kyk gou na die hoofgeregte op daai spyskaart. Een van die gewildste keuses was Afrika-sosialisme. Jy het leiers soos Julius Nyerere in Tanzanië gehad wat gesê het, wag 'n bietjie, die antwoord lê in ons eie verlede. Die idee was om moderne lande te bou op ou tradisionele waardes soos gemeenskaplikheid. Hulle het dit ujamaa genoem. Die fokus was op die groep, nie die individu nie, op samewerking, nie kompetisie nie. En dan, aan die ander kant van die tafel, het jy kapitalisme gehad. Maar vir baie van hierdie nuwe nasies was dit 'n bitter pil om te sluk. Hoekom? Want dit was die stelsel van hul voormalige onderdrukkers. Dit was die stelsel wat, in hul oë, gebou was om Afrika se rykdom weg te neem en Europa te verryk. So daar was baie diep agterdog. Hierdie tabelletjie maak die verskil so duidelik. Aan die een kant, eienaarskap behoort aan almal, die doel is die welsyn van die gemeenskap en die sleutelwaardes is samewerking en gelykheid. Aan die ander kant, privaat eienaarskap. Die doel is wins en die waardes is kompetisie en individualisme. Dis twee heeltemal verskillende wêrelde. Goed, so dis die ekonomiese kant. Wat van die politiek? Wel, die woord op almal se lippe was demokrasie. Vrye verkiesings, verskeie partye om van te kies, menseregte, al daai goeie dinge is in die nuwe grondwette ingeskryf. Dit was die droom. Maar, en hier's die groot maar, die droom op papier en die werklikheid op die grond was twee verskillende dinge. Daai westerse model van 'n veelparty-demokrasie, dit het gesukkel. Dit het net nie lekker gepas op die unieke uitdagings van postkoloniale Afrika nie. En dit het die deur waawyd oopgemaak vir iets heeltemal anders. En hier kom ons by seker die mees omstrede idee van daai hele era, die eenpartystaat. Die groot debat was, is hierdie 'n slim, praktiese manier om 'n verdeelde nasie te verenig, of is dit net 'n mooi woord vir 'n diktatuurskap? En dis die vraag wat bo alles gehang het. Eenheid was die prys. Almal wou dit hê, maar wat was hulle bereid om op te offer om dit te kry? Watter vryhede moes een kant toe geskuif word in die naam van nasionale eenheid? Nou die ouens wat dit ondersteun het gevoel hulle het goeie redes gehad. Hulle argument was, kyk, as ons baie partye het, gaan hulle net langs etniese lyne vorm en dan beklei almal met mekaar. 'n eenpartystaat het hulle gesê, dwing almal om saam te werk. Kom ons fokus al ons energie op ontwikkeling, nie op politiek nie. Dit was die teorie.
Die werklikheid, ongelukkig, was dikwels baie donkerder. Sonder oppositie, sonder enige iemand om die leiers aanspreeklik te hou, het mag korrup geraak. Dit het dikwels gelei tot lewenslange presidente, die onderdrukking van enige kritiek, en uiteindelik het al die mag in die hande van net een persoon beland. So, as ons terugkyk, wat is die uiteinde van al hierdie keuses? Wel, hierdie ideologiese gevegte van die 60er en 70er jare het nie net verdwyn nie, hulle het die fondasie gelê vir die politiek, die ekonomie en die samelewings van Afrika soos ons dit vandag ken. Maar hier is die interessante kinkel. Daai eenparty-eksperiment, dit het nie vir altyd gehou nie. Teen die 1990s was daar 'n massiewe golf van protes reg oor die kontinent. Gewone mense het opgestaan en gesê, genoeg is genoeg. En toe hulle uiteindelik 'n keuse gekry het, het hulle oorweldigend vir veelpartydemokrasie gestem. En dit los ons met hierdie laaste groot vraag om oor te dink. Was daai eenparty-era 'n noodsaaklike, pynlike stap op die pad na eenheid? 'n Soort moeilike grootword fase? Of was dit net 'n massiewe ompad wat die ontwikkeling van ware, robuuste demokrasie met dekades vertraag het? Dis 'n debat wat vandag nog reg oor die kontinent gevoer word.